Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 28ste April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 7 binnelandse sake beamptes se muur afgedank oor korrupsie. Nuushooftrekke vir vandag. Dis-Chem gaan moontlik 500 werknemers aflê. 7 binnelandse sake amptenare se muur afgedank oor korrupsie. Veiligheid is behuising, veiligheid en werk vir almal. Protea Dames wen T20 reeks teen Indië met 4-1. Wilde Klawer skole rugby toernooi se uitslae is bekend. Leeu's is in die vizier om die kwart eindrondes van die VRK te haal. Die minister van die Departement van Binnelandse Sake, Leon Schrywer, het bevestig dat 7 beamptes met onmiddellike effek afgedank is nadat ernstige onreëlmatighede aan die lig gekom het. Volgens Schrywer sprei die besluit uit interne ondersoeke wat dui op beweerde korrupsie, bedrog en wanadministrasie binne sekere afdelings van hierdie departement. Hy het beklemtoon dat hierdie optrede deel vorm van 'n groter poging om die integriteit van binnelandse sake te herstel en openbare vertroue te herwin. Die minister het verder gesê dat die betrokke beamptes na bewering betrokke was by onwettige praktyke wat moontlik insluit die onregmatige verwerking van dokumentasie soos identiteitsboeke en paspoorte. Hierdie tipe oortredings word as uiters ernstig beskou, aangesien dit die land se sekuriteit en administratiewe stelsels direk kan raak. Schrywer het aangedui dat die departement nou saamwerk met wetstoepassingsagentskappe en dat strafregtelike klagtes teen die verdagtes oorweeg word. Hy het ook gewaarsku dat verdere dissiplinêre optrede nie uitgesluit is nie, aangesien die ondersoeke steeds gaan voortduur. In sy verklaring het hy duidelik gestel dat korrupsie binne staatsinstellings nie geduld sal word nie en dat streng maatreëls ingestel word om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. Dit sluit in verbeterde interne beheermaatreëls en groter toesig oor sensitiewe prosesse. Die afleggings stuur 'n sterk boodskap dat die regering ernstig is met die bekamping van korrupsie, veral in sleutelsinstellings wat direk met burgers se identiteit en reisdokumente gaan werk. Die moontlike aflegging van sowat 500 werknemers by Dis-Chem Pharmacies is nie net 'n enkele maatskappy besluit nie. Dit is die resultaat van 'n kombinasie van ekonomiese, operasionele en strategiese druk wat oor 'n tyd opgebou het. Die Dis-Chem situasie hou sterk verband met die breër Suid-Afrikaanse ekonomie. Inflasie, basiese produkte, insluitend medisyne en gesondheidsitems, het duurder geword om in te koop en te versprei. Verbruikersopdrag, mense sny terug op nie noodsaaklik aankope soos skoonheidsprodukte. Die rentekoerse, hoër skuldlas vir verbruikers beteken minder geld vir kleinhandelbesteding. Die gevolg is minder verkope plus hoër kostes is gelyk aan druk op winste. Die beerdkrag of loadshedding verhoog koste dramaties. Kragopwekkers moet aangekoop word, brandstof is duurder, die koue ketting vir medisyne. Logistieke probleme, verspreidingskoste het gestyg, brandstofpryse beïnvloed aflewerings. Hierdie faktore maak elke winkel duurder om te bedryf. Werknemers en vakbonde kry kans om alternatiewe voor te stel. Skeidingspakkette kan ook aangebied word. Dis-Chem is nie alleen nie. Kleinhandelgroepe ervaar stadiger groei. Mededinging met ander kettings soos Clicks Group bly sterk. Die winsmarges word elke dag al hoe kleiner. Vir baie partye beteken vryheid nie net politieke regte nie, maar lewensomstandighede. Behuising is gelyk aan waardigheid en stabiliteit. Veiligheid sonder dit is geen ander reg sinvol nie. Werk, inkomste, selfstandigheid en hoop. Hulle probeer dus sê, vryheid moet sigbaar wees in mense se daaglikse lewens. Die politieke perspektief, hierdie siening word veral beklemtoon deur praktyke wat fokus op ongelykhede, armoede en werkloosheid. Byvoorbeeld, die ANC koppel dit aan ekonomiese transformasie. Die Economic Freedom Fighters praat self sterker oor werk en grond as deel van vryheid. Ander partye sal weer sê die staat nie alles kan voorsien nie. Die debat wat daaruit gevolg het, nie almal stem saam met hierdie definisies nie. Die een kant sê vryheid is gelyk aan die staat moet basiese behoeftes help voorsien, aan die ander kant sê hulle vryheid is gelyk aan die staat moet geleenthede skep, nie alles is gewaarborg nie. By die Vryheidsdagviering in Bloemfontein, waar president Cyril Ramaphosa gepraat het, lyk dit of opkoms laer is as wat verwag was. Minder sigbare entoesiasme onder ondersteuners was, dit skep die indruk van afnemende steun. 'n Swak opkoms kan deur baie faktore beïnvloed word: organisasie en mobilisering, vervoer na die geleentheid, kommunikasie oor die byeenkomste, plaaslike partystrukture wat swak funksioneer. Die praktiese faktore is weeromstandighede, werksdae, finansiële druk
Mense kan nie altyd reis nie, die veiligheidskwessies, die politieke moegheid, kiesers waar teleurgesteld is, maar nie noodwendig, want partye verander dit nie. Is die steun werklik besig om te daal? Daar is wel tekens oor die tyd dat die ANC se steun afneem in verkiesings, kiesers meer krities raak oor die party, opposisiepartye groei in sekere gebiede, maar dit word beter gemeet deur verkiesingsuitslae, nie net byeenkomste nie. Die swak opkoms is waarskynlik 'n waarskuwingsteken aan die ANC, 'n teken van ontevredenheid of apatie, maar is nie altyd harde bewys van massiewe steunverlies op sy eie nie. Die nuus na die water in Witstrand se munisipaliteitsstelsel, wel veiligheid vir menslike gebruik, bring 'n mate van verligting na kommentaar wat hierdie Vryheidsfront Plus geopper is. Die Vryheidsfront Plus het vrae gevra oor die kwaliteit van drinkwater in Witstrand. Dit het waarskynlik verband gehou met moontlike besoedelings, gesondheidsrisiko's en klagtes van inwoners. Sulke optrede is tipies van 'n party se rol om owerhede aanspreeklik te hou. Die bevindinge wat gevolg het na ondersoek en toetsing, die water voldoen aan gesondheids- en veiligheidsstandaarde. Dit word as veilig vir menslike gebruik beskou. Geen onmiddellike gesondheidsrisiko's is geïdentifiseer nie. Wat beteken dit? Die inwoners kan meer vertroue in die watergebruik. Die munisipaliteit se waterbestuur is ten minste tans op standaard. Die Vryheidsfront Plus ingryping het gehelp om 'n duidelikheid te verkry. Die waterkwaliteit is 'n groot kwessie reg oor Suid-Afrika. Verouderde infrastrukture, swak instandhouding in sekere munisipaliteite, gereelde klagtes oor drinkwater wat bestaan. Daarom is gereelde toetsing en openbare deursigtigheid baie belangrik. Die samevatting vir die situasie wys twee dinge. Openbare kommer moet ernstig opgeneem word. Onafhanklike toetsing is noodsaaklik om vertroue te kan opbou. Die stelling dat 'n resessie onvermydelik word as olie bo $120 per vat styg, is 'n sterk waarskuwing, maar nie absolute reël nie. Tog is daar goeie redes hoekom ekonome dit wel ernstig opneem. Hoekom is $120 so 'n kritieke vlak wanneer die oliepryse soos Brent ruolie sterk styg, brandstof word duurder, vervoerkoste skiet op, vragmotors, vliegtye en skepe moet dit gebruik, produksiekoste styg, baie nywerhede gebruik olie of energie. Die 2008 Global Financial Crisis het vooraf gegaan deur baie hoë oliepryse. Olieskokke in die 1970 het wêreldwyd resessies veroorsaak. Dit beteken nie olie alleen veroorsaak resessies nie, maar is dikwels 'n groot sneller. Hoekom is dit nie altyd onvermydelik nie? Ekonome verskil oor hoe absoluut dit is. Sommige lande is minder afhanklik van olie, hernubare energie help om impak te verminder, regerings kan subsidies of belastingverligting gee, sterk ekonomieë kan skokke beter absorbeer. Dus, dit verhoog die risiko dramaties, maar maak dit nie 100% seker nie. Volgens berigte gaan 6 skoliere wat by 'n boelievoorval betrokke was by die Milnerton High School in Junie in die streekhof in Kaapstad moet verskyn. Wat is hierdie situasie? 6 leerders word verbind aan 'n beweerde boelievoorval op 'n skoolgronde. Die saak is na die regstelsel verwys en is nou op die hofrol vir Junie. Die verhoor sal in Kaapstad se streekhof plaasvind. Dit beteken die saak word na 'n formele regsproses hanteer, nie net 'n interne skoolsaak nie. Sulke voorvalle het gewoonlik weigergevolge. Die skooldissipline en veiligheid kom onder die loep. Ouers en gemeenskappe vra dikwels vir strenger optredes. Skole moet kyk na anti-boeliebeleide en toesig. In die belangrike konteks, die saak is nog voor die hof, dus is niemand skuldig bevind nie. In Suid-Afrikaanse reg geld die onskuldig tot skuldig bevind is beginsel. Omdat minderjariges moontlik betrokke is, word sake soos hierdie dikwels sensitief hanteer. Die hofverskyning in Junie dui daarop dat die voorval ernstig genoeg geag word om regstappe te volg, maar die finale uitkomste sal eers deur die hof bepaal word. Die groep het inderdaad aangekondig om 'n proefprogram te begin vir die aflewering van seker oor die toonbank medisyne. Wat behels hierdie proefloopie? Die idee is om klante toe te laat om sekere nie voorskrif medisyne aanlyn of via app te bestel. Dit kan direk by hulle huise afgelewer word. Dit sal aanvanklik beperk wees tot 'n proefloopie of geselekteerde winkels voordat dit landwyd uitgebrei sal word. Clicks probeer om in lyn te bly met moderne kleinhandelneigings, die gemak vir die klante, minder reis na winkels, meer dinge met aanlyn platforms, groeiende vraag na afleweringsdienste, digitalisering van apteekdienste. Die fokus is op oor die toonbankprodukte soos pynstillers, verkoue en griepmedisyne, asook allergiemedisyne, vitamiene en aanvullings. Belangrik, dit sluit nie voorskrifmedisyne in hierdie fase in nie. In die Wille Klawer skole-toernooi wat in Kimberley aangebied is, het Affies, die Hoër Jongenskool Parel, met 40 teenoor 37 gewen. Parel Gimnasium was gisterand in 'n verwoestende by in sy vermorseling met 47 teenoor 7 van Durban High School. Die Hoërskool Outeniqua het Nalskraap met 30 teenoor 29 teenoor Maritzburg College gewen. In die ander wedstryd het Paul Roos Gimnasium met 15
teenoor 13 gewen teen die Hoër Landbouskool Oudtshoorn. Die Hoër Landbouskool Boland het die toernooi op 'n gunstige noot afgesluit deur die Hoërskool Noordheuwel met 16 teenoor 14 te wen. Die Hoërskool Stellenberg het op 'n winnende wedstryd met 31 teenoor 20 oor die begeesterde Hoërskool Diamantveld gewen. Die Hoërskool Durbanville het sy aanslag in die toernooi afgesluit deur met 36 teenoor 28 met die Hoërskool Dr. E.G. Jansen van Boksburg af te reken. As jy na die VRK-tabel en punteversameling kyk, is dit inderdaad moontlik om te sê dat die Goue Leeu's is waarskynlik 'n stappie nader aan 'n kwart eindstryd. Waar die Leeu's nou staan in die VRK-formaat is die top 8 spanne haal die kwart eindstryde. Punte word oor die seisoen opgebou. Vir 'n wen het jy 4 punte gekry en 'n bonuspunt was 1 punt gewees. Die Leeu's het oor die seisoen 'n gemengde maar kompeterende rekord gehad, belangriker tuisoorwinnings behaal, sommige wedstryde is laat glip. Plaas hulle tipies in die middelgroep of net buite die top 8, net binne bereik, afhangend van die spesifieke week se tabel. Wat beteken 'n stappie nader regte? Daardie frase is korrek. As hulle nog 1 of 2 belangrike wedstryde kan wen, mededingers rondom hulle punte laat val, bonuspunte op te stel, selfs in verloor wedstryde. In die VRK se verskil tussen 7 en 11de plek, dikwels met 4 tot 8 punte. Een swak naweek kan alles verander vir so 'n span. Momentum is net so belangrik soos hulle punte. Die samevattings, volgens die huidige patrone en punteontwikkeling, die Leeu's is waarskynlik in 'n sterker posisie as vroeër in die seisoen en binne trefafstand van die kwart eindstryd, maar is nog nie veilig nie. Die Protea vrouespan het weer hulle dominansie in die reeks bevestig deur Indië met 23 lopies te wen en so die reeks met 4-1 te wen. Suid-Afrika het eerste gekolf en 'n mededingende totaal van 155 lopies op te stel in hulle toegelate 20 beurte. Die kaptein Laura Wolfhard het weer die ankerrol gespeel. Sy het 92 lopies geslaan van 56 balle, wat insluit 11 vure en 2 sesse. Sy het die beurt bymekaar gehou terwyl ander rondom haar gekolf het. Haar beurt was die verskil tussen 'n gemiddelde en 'n sterk totaal. Indië het goed begin, maar die druk het toegeneem aan die middelordes. Suid-Afrika se bowler het konsekwent paaltjies geneem. Indië is beperk tot 132 vir 8 paaltjies. Suid-Afrika se veldwerk en drukbou in die middelbeurte was uitstekend geweest. Wolfhard se kolfbeurt was die ruggraat van hierdie telling. Die bowlers het die wedstryd in die tweede helfte beheer. Die Protea vrouespan het nie net gewen nie, hulle het gewys hulle kan wedstryde beheer, druk hanteer en van vooraf presteer teen 'n sterk Indiese span. In Kimberley het die Griekwas die Pumas met 44 teenoor 34 gewen in die SA beker toernooi. Dit dui op 'n hoë tempo wedstryd met baie punte aan albei kante. Beide spanne het sterk aanvalspel opgelewer. Die Griekwas het waarskynlik beter gevaar in afronding van geleenthede, benutting van tuisvoordeel. Die Pumas het steeds mededingend gebly met 34 punte wat gewys het dis nie 'n eensydige wedstryd nie. Die Griekwas het in die wedstryd hulle tuisveld goed gebruik en het 'n sterk aanvalsprestasie die Pumas oortref 44 teenoor 34 om 'n belangrike oorwinning in die reeks te behaal. In Kibera die Suid-Afrikaanse onder 20 rugby span hulle dominantheid begin om hulle veldtog gemaak en 'n indrukwekkende 48 teenoor 21 oorwinning oor die Argentiniese onder 20 rugby span. Die junior bok het van vroeg af beheer geneem met sterk fisieke spel, goeie balbesit en kliniese afronding wat die verskil gemaak het. Argentinië het teruggeveg, maar kon nie die tempo volgehou het nie. In die tweede groot botsing het die Nieu-Seelandse onder 20 rugby span die Australiese onder 20 rugby span met 34 teenoor 29 gewen. Dit was 'n naby wedstryd tot die einde toe met Australië wat hard teruggeveg het, maar Nieu-Seeland se kalmte onder druk het uiteindelik die verskil in die wedstryd gemaak. Die fokus verskuif nou na die volgende ronde, want wedstryde wat komende Sondag plaasvind. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerwag vir die streek lyk so: Messina 1927, Polokwane 1526, Lephalale 1830, Mbombela 1520, Mahikeng 1023, Pretoria 1626, Johannesburg 1223, Ermelo 722, Kalahari 1121, Gaborone 1526, Richards Bay 1521, Pietermaritzburg 618, Durban 1323, Port St Johns 922, Pongola 1620, Maputo 1722, Bethlehem 416, Bloemfontein 415, Allewal Noord 314, Welkom 719, Vryburg 1819, Kimberley 717, Appington 8:20 in die middag,
Prieska 7-16, Springbok 5-19, Karasburg 7-19, Keetmanshoop 12-22, Mariental 14-27, Alexanderbaai 10-22, Brandvlei 6-17, Loederitsbaai 12-18, Vredendal 10-21, Kaapstad 13-17, Sutherland 1-10, George 9-16, Jeffreys Bay 11-18, Geberra 10-18, Graaff-Reinet 3-13, Kaaphooglas 9-17, De Aar 4-13, Molteno -3 en 8 in die middag, Beaufort West 5-13, Oos-London 11-19, Mabalane 18 en 26 grade Celsius in die middag. Die weerberig vir die provinsies lyk as volg: Gauteng, bewolk en koel met verspreide buie en donderstorms. Mpumalanga, koel tot koud, bewolk met buie, oggendmis op die plateaurande. Die Limpopo provinsie, koel en gedeeltelik bewolk met buie, veral in die westelike dele. Noordwes provinsie, koel tot koud, bewolk met wyd verspreide donderstorms, kan ook voorkom. Die Vrystaat provinsie, koel en winderig, los buie, kouer in die oostelike dele sal plaasvind. Die Noord-Kaap, wes meestal droog en helder, Noordoos gaan gedeeltelik bewolk met buie wees. Die Weskaap, oorwegend mooi en koel tot warm met min reën. In die Ooskaap, in die westelike gedeelte gaan dit bewolk wees. In die ooste gaan dit bewolk wees met ligte reën en buie sal op plek voorkom. KwaZulu-Natal, koel en bewolk met ligte reën en buie. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.55 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.89. Die euro verhandel teen R19.40. 'n pond kos R22.39. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $1,987. Palladium per fyn ons is $1,477. Silwer per fyn ons is $75.53. Goud per fyn ons is $4,679. Brent olie per vat is $109.35. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.